Hi, my naam is Morney. Ek is 'n joernalis by 'n radiostasie in die Vrystaat en ek deel graag my wenke oor hoe om beter radionuus te lees en saam te stel. Nou in Afrikaans het ons, wat Afrikaanse spelling betref, het ons 'n beginsel, ons skryf soos ons praat. Radionuus skryf ons nie soos ons praat nie, want dit gaan nie sin maak nie, want party mense praat langdradig, party mense is geneig om feite of eenvoudige elemente van 'n storie weg te laat. Party mense begin met die einde en dan gaan hulle terug na die begin toe. Party mense gaan haal 'n storie in 1934 en dan bring hulle dit na 1984 toe, maar jy is nou nog nie by 2026 nie. So dit is nader aan vir koerante skryf, maar dit is ook nie dieselfde nie, want radio is 'n sekondêre medium. Ek sê dit gereeld, mense het sy aandag is verdeeld, jy moet hulle aandag boei deur kort en kragtig te skryf en die feite met so min moontlik woorde oor te dra sonder om feite weg te laat, maar jy kies ook watter feite jy waar gaan aanbied en hoekom. Byvoorbeeld, as jy die beginsel toepas van vorentoe kyk, gaan jy nie eerste sin sê, jy gaan nie noodwendig sê wie iets gesê het nie, want jy wil eers mense se aandag vasvang. Jy kan byvoorbeeld in die eerste sin sê, pogings word aangewend om die watersituasie op Ladybrand op te los. Dit is nie ideaal nie, want dit is die leidende vorm en ons moet die bedrywende vorm in radio gebruik, sê wie die werk gedoen het. 'n Politieke party spring self in om die waterkrisis op Ladybrand op te los. Dan kan jy die agtergrond gee en dan skryf jy die agtergrond kort en kragtig. Professor Johan Kombrink, wat 'n taalkundige was, het jare gelede gesê die beste voegwoord in Afrikaans is 'n punt, veral op radio. Nie maar omdat aangesien hoewel desnieteenstaande hoe minder voegwoorde daar is, hoe minder kommas is daar, want jy kan nie 'n komma op die lug sê nie. Jy kan nie sê dit en dit het gebeur, maar sê dit liewer in 'n nuwe sin. Want die sin moet kort wees, sodat jy lekker kan asemhaal, die sin kan lees met krag tot aan die einde, en dan moet die volgende sin begin. So, die eerste beginsel is, kort en kragtig, op die man af, aktiewe vorm, nie passiewe vorm nie. 5, die polisie soek 5 verdagtes, nie daar word gesoek. Bly al veral weg van die woord daar af. Nie daar word gesoek na 5 mense nie, want dan weet die luisteraar nie, wie soek hulle nie. En dan raak die luisteraar, in plaas daarvan dat die luisteraar 'n gemaklike luisterervaring het, waar hulle mooi netjies uiteengesit kry wat die feite is, moet hulle nou gaan wonder, daar word gesoek, maar hulle het nie gesê wie soek nie. So, deur dit te doen, kan jy in werklikheid belangrike feite weglaat. Die volgende beginsel van skryf vir radio is, veral in Afrikaans, en dit is nie 'n natuurlike ding vir ons as Afrikaans sprekendes nie, is om die werkwoord vroeër in die sin te sit. As jy jou bulletins klaar saamgestel het, gaan dit deur en kyk aan die einde van elke sin waar is of daar 'n werkwoord is, skuif hom in. 10-1 kan jy die werkwoord in die sin inskuif, want daar's elemente van die sin wat later kan kom vir radio. Die rede hiervoor is dat die radioluisteraar dadelik weet waaroor die sin gaan, waaroor gaan hierdie feit. Die DA vra dat die munisipaliteit dringend ingryp in die waterkrisis op Ladybrand. Dit is onnatuurlik, maar dit is hoe ons skryf vir radio, want wanneer ons die storie vertel, sal ons sê, die DA vra dat die munisipaliteit dringend by die waterkrisis op Ladybrand ingryp. Nou, as jy reusagtige longe het en jy kan asemhaal en 10, 15, 20 sekondes aan mekaar lees sonder om asem te haal, gaan jy genoeg asem oor aan die einde van die sin om daai werkwoord swaar genoeg te beklemtoon. Maar as 'n reël raak mense asem iewers in die middel van 'n sin, begin jou asem minder raak en jou woema raak ook minder. So sit die werkwoord vroeër waar jy dit kan beklemtoon. Die DA vra, die munisipaliteit moet dringend ingryp in die waterkrisis op Ladybrand. Die ander beginsel wat jy toepas, wat nie 100% natuurlik kom nie, is om woordgroepies eweveel klem te gee. Jy gaan byvoorbeeld nie sê
Dishlabeng DA raadslid Irene Rugheimer nie. Jy gaan ook nie sê Dishlabeng DA raadslid Irene Rugheimer nie, want dan is daar hierdie idee by die luisteraar wat ontstaan, hoekom beklemtoon jy die plek, hoekom beklemtoon jy die feit dat sy 'n raadslid is daar ook ander mense, byvoorbeeld is daar ook amptenare in die storie, hoekom beklemtoon jy die feit dat dit Irene Rugheimer is daar ook 'n Jennifer Rugheimer raadslid, want nou beklemtoon jy Dishlabeng DA raadslid Irene Rugheimer, so dit is amper 'n weggooi frase, sê die hele frase aan een, met dieselfde stemhoogte, met dieselfde beklemtoning, want daar is ander goed wat belangriker is. Beklemtoon die gebeure, nie die woordvoerders nie. Tensy dit natuurlik gaan oor die woordvoerder. As DA-leier John Steenhuisen sê hy bedank, dan is dit belangrik om klem op DA-leier John Steenhuisen te lê. Maar as 'n reël, woordvoerder is nie waar die storie gaan nie. Die storie gaan oor wat gebeur, en jy moet dit so vir die luisteraar oordra. Die volgende beginsel van Afrikaans skryf vir radio is raak ontslae van die klein woordjies. Want klein woordjies neem onnodig tyd in beslag. Met klein woordjies bedoel ek voorsetsels en lidwoorde. Daarom sê ons DA raadslid Irene Rugheimer. Ons sê nie 'n raadslid van die DA in Dishlabeng munisipaliteit op Bethlehem nie. Want dit is totaal onnodig, omdat ons reeds vasgestel het wie dit sê is nie belangrik nie, wat gesê word is belangrik. Veral in die derde reël van 'n standaard radiostorie waar 'n woordvoerder aan die woord gestel word. Haal al die klein woordjies weg. Dit is nie die president van die melkprodusenteorganisasie nie, maar melkprodusenteorganisasie president so en so. Die van. Dis onnodige woorde, jou tyd is beperk. Daar's 3 minute in 'n standaard nuusbulletin. Hoekom dit mors met hierdie klein woordjies wat niks tot die sin bydra nie? In Engels werk dit beter, en in Engels kan jy 'n klomp woorde saamstapel. Jy kan byvoorbeeld sê, sonder om soos in Afrikaans die woord vas aan mekaar te skryf of koppeltekens, dit is hoekom ons dit vermy in drukmedia. Ons sal nie byvoorbeeld sê, melkprodusente organisasie onder voorsitter verkiesingskomitee nie. Ons sal sê die komitee wat die ondervoorsitter van die melkprodusente organisasie moet verkies. Maar op radio sit ons alles by mekaar en ons haal die klein woordjies uit, sodat daar meer tyd is vir die belangrike feite. Met ander woorde, skryf kort en kragtig, skryf op die man af, maak dit baie duidelik wie doen die werk en wat gebeur het. Raak ontslae van die klein woordjies, haal kommas en voegwoorde uit, maak dit kort sinne, maar wissel ook die sinne af, sodat dit nie soos 'n telegram begin klink. Vir jonger mense, 'n telegram is 'n kort briefie wat deur die poskantoor gestuur is, letterlik 3 woorde, punt, 3 woorde, punt. Dit maak dit vervelig om na so 'n bulletin te luister, so wissel dit af, maar hou die sinne as 'n reël kort. En die laaste beginsel is, bly weg van byvoeglike naamwoorde en werk en bywoorde. Jy hoef nie vir mense te vertel wat om te dink nie. As jy sê 15 mense is dood in 'n trompop motorbotsing tussen Voorriesburg en Clarence, dit is tragies. Jy hoef nie vir mense te sê dis tragies nie. As jy vir iemand sê R10,000 is verduister en jy sê die reuse bedrag van R10,000 is verduister, vir die een persoon is R10,000 niks en vir die ander persoon is dit baie. Laat die luisteraar self besluit. Moenie die luisteraar se intelligensie onderskat nie. Jy hoef nie vir hulle te vertel wat om te voel of wat om te dink nie, die feite moet van self spreek. As jy nie weet wat 'n byvoeglike naamwoord of 'n bywoord is nie, gaan sit jou storie in ChatGPT, vra hulle moet die byvoeglike naamwoorde soek as dit nodig is, so en jy kry 'n kollega om jou te help, haal hulle uit. Dit is nie nodig om te sê iemand het blitssnel gereageer nie, iemand het dadelik gereageer of binne 3 minute gereageer, want dan sê jy die feite en dan is daar nie 'n waardeoordeel nie, want 'n nuusleser en 'n nuussamesteller moet objektief wees. Dis nie vir jou om te besluit wat groot, wat lank, wat kort, wat baie of wat min is nie. Raak ontslae van alle waardeoordele, gee net die feite. Die manier wat jy dit saamstel sal wel laat blyk wat belangrik is en wat nie belangrik is nie, maar dis nie nodig om dit vir die leser of liewer vir die luisteraar met 'n lepeltjie in te gee nie.